Goeiedag. Goeiedag. Welkom by die tweede week van ons Ontdek jou plek bediening. En in hierdie week gaan ons bietjie kyk na bediening in die praktyk en ook die sleutel tot jou bediening. Dit is A en B van hierdie week. Soos die vorige kere werk dit ook dat daar twee of 'n paar bladsye is, ontdek jou bediening in die praktyk en dan ook die een wat sê jou sleutel tot bediening, wat in die PDF is, en dan is daar 2 video's wat met dit saamloop, waarna 'n mens dan kyk terwyl jy besig is ook om hierdie bladsy in te vul. Daar is ook geleentheid om so 'n bietjie persoonlik te gaan nadink oor goed en goed vir jouself neer te skryf. En ek dink dit is goed dat 'n mens ook daaraan deelneem en so 'n bietjie persoonlik gaan nadink oor wat beteken al hierdie goed wat hier vir my gesê word. Goed, ons kyk nou eerstens na die bladsye waar ons begin vandag, en dit sal jy sien is ontdek bediening in die praktyk, en as hierdie stukkie klaar is, dan is die volgende net die persoonlike sleutel tot jou bediening, wat net 1 bladsy is. En daarvoor is daar ook die 2 video's wat opgestel is, en wat 'n mens dan nou gerus nou kan kyk, terwyl jy na hierdie inligting kyk en dit vir jouself net byhou. So, sonder dat ons nou iets verder sê, kom ons kyk na die video wat saam met hierdie bladsye gaan. Een van die goed wat my elke keer, ek wil amper sê, verbaas, is dat ons nie verstaan wanneer die Bybel sê dat daar sekere prosesse is wat vir ons werk. Een van hulle is nou byvoorbeeld wat Romeine 12 sê, wanneer ek en jy ons denkpatrone laat verander om in lyn te kom met God se denkpatrone, dan sal iets gebeur, dan sal ons kan sien wat is vir hom goed en aanneemlik en volmaak. Soort van 'n net so 'n terloopse prosesie wat gegee word wat sê, dit help nie dat ons maar net 'n teks vat en hom lees en vir 'n oomblik dink en hom los nie. Dan moet meer as dit gebeur. Iewerster moet die goed by my gedagtes uitkom, by my hart uitkom, by my hele menswees uitkom. En as 'n ou nou Psalm 1 gaan lees, dan sê Psalm 1, luister hier, die manier om dit te doen is, jy moet dit wat die woord sê, dag en nag oordink. Die idee daarvan is letterlik, laat die woord hier in jou binneste lewe, oordink dit, dink weer 'n keer daaraan, dink nog 'n keer daaraan, kyk weer daarna, lees dit weer. En as jy dag vir dag dit oordink, dan sê jy word soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrugte dra op die regte tyd. En deel van die opdrag wat julle gehad het van Nicolaas was eintlik maar om vir jou te sê, hier's een manier, gaan vat hierdie goed wat ons uit die woord gekry het, dink daaroor, laat dit deur jou gedagtes maal, en terwyl jy dink, kry vir jou prentjies en begin plak die goed wat die Here deur sy gees in jou binneste wakker maak, terwyl jy daaroor dink. En dis waaroor Nicolaas gaan. So die idee is dat ons ook op dieselfde trant meer kere met mekaar gesels oor hierdie selfde waarhede. En dis waarmee ons vanaand begin. Ek wil hê julle moet met mekaar so 'n bietjie deel, wat het gebeur met dit wat ons verlede keer hier gedoen het, by jou? Wat het gebeur? Hoe het in jou gedagtes gebly? Wat het by jou uitgekom? Wat het jou geraak? En as jy jou kollaas gedoen het, wel, wys dit vir die ander ouens en deel met hulle, wat het gebeur terwyl jy die kollaas gedoen het. In die eerste eentjie van ons ontdekkingstog, het ons eintlik maar net gekyk na die werklikheid, dat as ou dwars deur die Bybel gaan kyk, sê die Bybel dat God 'n baie spesifieke strategie het, wat hy volg om sy doelwitte op hierdie aarde te bereik. En die interessante ding as ou daarna kyk is natuurlik dat jy ontdek hierdie strategie
is mense, is ek en jy. Ons is God se strategie vir hierdie wêreld. En dis wanneer ons saam met hom sy doelwitte najag, dat sy plan in hierdie wêreld 'n werklikheid word. So ek het gegaan en ek het vir myself die goed, maar ek hou van formules, ek hou van skemaatjies, ek het vir my formule neergeskryf, so 5.1. Die eerste ding in hierdie formule is God se doelwitte in hierdie wêreld. En as jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy nie die fokus van enige bediening waarmee jy besig is nie. God se doelwitte in hierdie wêreld. Die tweede ding in my formule is ek. Ek wat gekies is, ek wat aangestel is en ek wat uitgestuur is om die verskil te gaan maak. Die derde deel van die formule is die lekker ene vir my. Dis nie net ek nie, dis ek en God saam in 'n span. Ons is die span wat in hierdie wêreld ingaan. En miskien sê ek daarmee iets van die manier waarop ons bediening doen. Bediening doen is deurlopend iets wat ek bewustelik saam met God doen om sy doelwitte te bereik. Wel, bediening is dan ook seker, en dis die vierde ding in my formule, doelbewuste aksies. Dis nie terloopse goed nie, dis nie net afsmeer nie, dis nie net my lig laat skyn sonder dat ek weet nie. Dis doelbewuste aksies, en op die einde van die dag is dit die praktiese ding wat ons noem bediening. Bediening is doelbewuste, ek wil amper sê, meetbare, sigbare aksies wat ek neem. En die vyfde deel van my formule is natuurlik dat as ek hierdie pad saam met God loop, na sy doelwitte toe, deur doelbewuste aksies, dat ek sekere vrug en vreugde en vervulling sal beleef, wanneer ek met bediening besig is. En as jy nou luister na my formule, dan sê jy baie mooi hoor, waar begin ek? Ek begin by God se doelwitte in hierdie wêreld. Want dis deurlopend die fokus waarmee ek besig is as ek bediening doen. En as dit dan die fokus is, en dit is waar ek begin, dan is dit seker net logies dat ek moet vra, wat is God se doelwitte in hierdie wêreld? Dan is dit seker net logies dat ek vir myself sal moet uitsorteer, waarheen is God op pad met hierdie wêreld? Wat is dit wat God wil bereik in hierdie wêreld? Want die oomblik wat ek verstaan, waarheen is God op pad, dan kan ek letterlik langs God staan, sodat ons saam op pad kan wees na sy doelwitte vir hierdie wêreld. Wat is God se doelwitte in hierdie wêreld? En dis waaraan ons nou gaan werk. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak, lekker rustig sit, bietjie ontspan, verslap daai nek en skouerspiere. En dan sit jy net lekker rustig. En dan wil ek hê moet jy jou gedagtes fokus op hierdie vraag: waarheen is God op pad in hierdie wêreld? Wat wil hy bereik? Wat wil hy laat gebeur? En as jy so rukkie daaroor gedink het, wil ek vra, sit elkeen by homself en skryf neer, wat verstaan jy? Wat is God se doelwitte in hierdie wêreld? Alright, kom ons gesels gou so 'n bietjie daaroor. Wat sê julle, wat is God se doelwitte in hierdie wêreld? God se doelwit is dat mense se verhouding met hom moet herstel. As jy gaan kyk, is dit die hele storie van die Bybel. Hoe God en mens naby mekaar was en die mens vervullend kon leef en hierdie wêreld kon regeer as sy verteenwoordiger. En hoe sonde hierdie ding gebreek het. En daarom het die mense lewe stikkend gebreek. En God wil die verhouding herstel, want die mens is gebou vir 'n verhouding met God. Dis deel van ons samestelling. En as ons nou praat van die Here aanneem of tot bekering kom of al hierdie goed, is dit eintlik 'n doel wat God wil hê, is dat daar weer 'n persoonlike, intieme verhouding tussen hom en sy kinders moet wees, sy mense op hierdie aarde. So die eerste doelwit, verhouding met God herstel. Sy sê is heelmaking.
Kom ons sê van ons mens wees. En dan maak ons net gou so 'n paar goedjies. Wat sê julle? Wat is deel van daai heelmaking wat God se doel wat? Ek het net een genoem. Deel van sy doel is dat ons denke heel gemaak word. Dat ons reg kan dink. Soos wat ons bedoel is om te dink. Elsbie het nog een genoem, dat my emosies heel gemaak kan word. En dit gaan nie net oor innerlike genesing waar ek emosionele seer het nie, maar dit gaan baie spesifiek ook daaroor die hoe van my emosies. En hoe dit 'n rol speel, want op die ou einde is emosies goed wat kleur gee in ons lewe. En as dit nie heel is nie, dan lewe ek nie die oorvloed lewe of die goeie lewe wat Elsbie van praat nie. OK, watter dele van my menswees nog? Dit gaan nou oor my menswees. So is my denke, is my emosies, is my wil, hoe my wilsprosesse werk, my strewes, my waarheen ek op pad is in my lewe, dis my waardes, dis my houdings, dis my selfbeeld, en watter een los ek uit? My liggaam, genesing in my liggaam. Verseker, daar is nie eers 'n vraag oor nie, as jy gaan kyk na wat Jesus doen. Wat doen hy? Hy gaan sit langs ouens wat eensaam is, psigiese versorging, maar hy genees ouens, en daarmee sê hy ook dat God se belangstelling is ook in die heelmaking van ons liggaam. So right, heelmaking van my menswees. Wat is God se doelwitte nog? So deel van sy doelwitte is om mense se verhoudings heel te maak. Is dit net tussen volkere? Nee. Waar lê dit nog oral? Watter verhoudings nog? Noem vir my 'n paar, dis wat ek graag wil weet. Man en vrou, huweliksverhoudings, reg? Ouers en kindersverhoudings. Hoe ons met ons algemene naaste oor die weg kom. Waar nog? Werksverhoudinge. Ja, verhoudinge tussen volkere, tussen groepe. As jy byvoorbeeld gaan kyk hoe skryf Paulus in Efesiërs, dan sê hy, die een ding wat mense deur die Ou Testament nooit gesnap het nie, en wat ons nou eers in Christus leer verstaan het, is dat God se bedoeling was, dat mense met mekaar versoen moet word. En dat, as jy Efesiërs lees, dan kom wys hy vir jou, maar dit was voorop in God se gedagtes, dat verhoudings kan heel word in mense binne hulle verhoudings, want dis soos hulle gebou is, heel en goed kan lewe. Een van God se doelwitte is dat hierdie skepping reg bestuur word. Daar's baie terreine wat 'n ou daar kan kyk, as jy maar net kyk na wat dokters doen, hulle bestuur die liggaam as deel van die skepping. As jy gaan kyk na wat al hierdie ouens doen wat sê, luister, ons moet kyk na al hierdie uitlaatgasse wat ons die ozonlaag mee vernietig, dan gaan dit oor hierdie natuur, hierdie skepping. En een van God se doelwitte is verseker, dis van die begin af so, vir Adam gesê, gaan, bestuur dit, heers daaroor. Dis deel van God se doelwit. Baie duidelik, as jy na Christus luister, dat een van God se doelwitte is, dat sy kerk, sy beweging hier op aarde, dat dit gebou word, dat dit sterk gemaak word, dat dit groei, sodat hulle kan kom tot die volle grootte van Christus. Dis duidelik een van sy doelwitte, dat die kerk gebou word. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik gou kyk na wat hier staan. Waarheen is God op pad? God is op pad om mense se verhouding met hom te herstel. Dat daar weer hierdie dinamika is tussen ons en hom, waaruit ons lewe. God is op pad om ons menswees heel te maak. In elke stukkie daarvan. Dis nie net, ons sou nou seker hier kon geskryf het, geestelik. Maar daai geestelik hoort eintlik hier by die kerkbou, om ons geloofslewe te bou. God se belangstelling is in elke stukkie van ons lewe.
Dis waar hy nou op pad is. Om dit reg te maak, heel te maak, sodat ons oorvloed lewe kan hê. God is op pad om verhoudings te herstel. Die een ding wat in hierdie wêreld mense se lewens omkrap, is verhoudings. En God is op pad om dit te herstel. Dis wat hy wil bereik. Sy skepping bestuur, en dan natuurlik sy liggaam of kerk op aarde, om hulle te bou, en hierso lê die hele ding van geestelike groei, of geloofsgroei, sodat ons kan kom tot die volle grootte van Christus, en hom vir die wêreld wys. Dis waarheen God op pad is, met hierdie wêreld. En wanneer ek God se doelwitte verstaan, kan ek, as hy op pad is, langs hom staan, om saam met hom te werk, om sy doelwitte te bereik. Daar is natuurlik nog enetjie wat ons uitgelaat het, né? God se doel is die versorging van mense, wat sorg nodig het. Gaan lees net 'n boek soos Hosea, en gaan lees hoe bekommerd is God oor arme mense, en hoe bekommerd is hy oor die ouens wat swaar kry, en hoe bekommerd is hy oor die weduwees, en hoe bekommerd is hy oor die weeskinders. En deel van God se doelwitte is hierdie versorging van mense wat nood het. Kyk, die vraag is, daar's armoede, hoekom laat God armoede toe? Die omgekeerde is, hoekom doen hy nie iets daar nie? Wat is God se strategie om armoede aan te spreek? Steek net jou hand so op. Staat net so 'n slag op jou bors. Dan weet jy wat is God se strategie. God se strategie is mense wat vir ander mense omgee en vir hulle sorg. En dis een van die probleme waarmee ons sit. Ons bly maar steeds hierdie denkpatroon in ons kop hê van God doen bonatuurlik. Onthou julle? Moses se storie, toe het God afgekom en gesê, Moses, gaan haal my volk uit die land uit. Toe het God afgekom en vir sy kinders gesê, julle moet na die armes kyk. Die manier wat ek en jy moet werk is hierdie vraag. Ek moet teruggaan en verstaan, dis my roeping wat God vir my gegee het. En dan moet ek vra, hoe maak ek die verskil? En as baie maniere, dit kan wees om 1 keer 'n week vir die ou by die robot iets te gee. Maar dit kan dalk wees dat ek saam met hom na sy huis toe moet gaan. Dat ek hom moet leer om 'n werk te doen. Die vraag is nie, wat doen ek hier by die robot wanneer ek skuldig voel? Omdat die ou my vra nie. Die vraag is, hoe is ek God se strategie? En ek moet dit gaan uitfigure. Ek moet gaan uitvind, hoe is ek God se strategie? Want dan kom ons by hoe God wil hê dat dit moet werk. So daar's nie kits antwoorde op so 'n vraag nie. Maar dat ons sy strategie is om armoede aan te spreek, daaroor is daar nie 'n vraag nie. Kom ek sê weer, wanneer ek verstaan wat God se doelwitte is, hierdie goed wat ons nou genoem het, dan die eerste ding is, dan weet ek waar moet ek saam met God, langs God gaan staan, om die doelwitte te kan bereik. En juis omdat dit waar is, kan ek skielik geleenthede sien vir bediening. Want geleenthede vir bediening is nie net die goed wat in die kerk gedoen word nie. Geleenthede vir bediening is elkeen op daai lys. Om ouens met God te help versoen, dat hierdie verhouding regkom. Om mense se verhoudings te help verstel en verryk en heel maak. Om te sorg vir ouens wat swaar kry. Elke een van daai areas gee vir jou 'n idee van waar kan ek oral met bediening besig wees. En een van die probleme is juist dat ons bediening te veel beperk net tot die aktiwiteite wat in die kerk gebeur. Dis nie die waarheid nie. Die hele wye wêreld is oop vir bediening, waar ek en jy die verskil kan gaan maak. Kom ek sê dit, enige plek, op enige van daai terreine, waar jy, omdat jy voel dat God jou roep, sy doelwitte najag, saam met hom, deur doelbewuste beplande aksies, dis bediening.
En daarmee gee ek letterlik vir jou die kenmerke van bediening. Waarvan praat ons as ons praat van ek is in 'n bediening? Ek praat van doelbewuste, sigbare, meetbare aksies of gedrag of optrede wat ek doen omdat God my geroep het, omdat ek die belewenis het van God roep my daarvoor. God sê vir my, hier wil ek jou gebruik. Wat ek gaan doen saam met hom, nie op my eie nie. Bedoelende onder sy leiding, in sy teenwoordigheid, uit sy krag, al daai goed, sodat ons saam sy doelwitte kan bereik. Dan is ek besig met bediening. En dit beteken letterlik dat bediening verskillende vorme kan aanneem. Daar's goed soos individuele bedieninge. En ek kan vir julle baie stories vertel. Inasin is een van die stories. Haar bediening by die deurgangshuis, waar sy gaan en met hierdie vrouens werk, en Ina is bekommerd oor hulle higiëne, sy help hulle daar om hulle higiëne reg te kry, en sy sien die kindertjies, en sy is oor hulle bekommerd, en sy help daar, sy help het ons bietjie ouens by mekaar kry om melk te gee, sodat die kinders melk het om te drink, en sy is bekommerd oor hulle geloofslewe, en sy sit met hulle, en sy werk met hulle deur die stof van die geloofsgym. Maar Ina klim in haar kar, en sy ry alleen, en sy gaan doen 'n individuele bediening. Dis sy wat dit doen. Shamaine se bediening het so begin in die hospitaal. Hospitaal toe gegaan, daarna hierdie kindertjies gaan kyk, vir hulle probeer sorg, agtergekom dat die ouers van die kinders het nood, vir hulle probeer sorg, en dit was sy wat na kar geklim het en gery het, en individueel op haar eie met bediening gaan besig wees, omdat die Here hulle geroep het, omdat hulle dit saam met hom gaan doen het, omdat hulle besig was om met sy doelwitte te werk, en omdat hulle praktiese, meetbare dinge gedoen het, was hulle besig met bediening, individueel. As 'n ander vorm van bediening, ek wil sê, kom ons noem dit netwerk. Dis waar ek is besig, maar ek kry 'n klompie ouens by mekaar, en ons netwerk met mekaar, en ons gaan maak die verskil, wat die Here wil hê ons maak. Byvoorbeeld, die doeke projek, hier rondom ons Paartjie Park, is een van die voorbeelde daarvan. Iemand wat by die vigsweeshuis gaan, en ontdek maar hier's behoeftes, en weer gaan en uitvind, en ontdek uit die gesprekke, maar die een groot behoefte daar is in spesifiek weggooibare doeke. En toe Lena dit nou uitgesorteer het, toe begin sy met ander ouens praat daaroor, en sy begin 'n netwerk, en trek saam, en gou is daar 'n klomp ouens, en dis 'n projek aan die gang, en ons doen bediening, want dis sigbare, meetbare aksies, dis omdat God die roeping in haar hart gegee het, en sy met ander ouens genetwerk het oor hierdie roeping, omdat hulle gegaan het, en saam met God die verskil gemaak het. Bediening. Netwerk, bediening. Daar's 'n derde vorm van bediening wat ek dink 'n ou net moet vir jouself sê, en dis die een wat ons die beste ken eintlik, en dis georganiseerde groepsbediening. En baie ouens praat van bedieninge soos in die musiekbediening en die finansiële bediening, en dis waar groepe ouens wat dieselfde hart het vir dieselfde saak, om op dieselfde plek 'n verskil te maak, by mekaar kom en organiseer om saam 'n groter en 'n beter verskil te maak op pad na God se doelwitte, saam met hom, omdat hulle beleef dat hy hulle 'n roeping gee om op daai plek verskil te maak. Vierde vorm van bediening. Bemagtiging. Bediening is nie altyd net om die goed te gaan doen nie, dis baie keer die ouens wat agter die skerm sê, maar kom ons bemagtig julle om dit te doen. Kom ek gaan vat van my geld, doelbewus, omdat ek voel die Here roep my, en omdat my manier is om saam met hom sy doelwitte na te jaag, en ek gee om hierdie bediening te laat groei. Voorbeelde daarvan is ouens wat passievol bydra vir Bybelverspreiding, passievol bydra vir Sending Sonder Grense, passievol bydra vir 'n klomp ander plekke. En dis ook bediening, maar dis bemagtigingsbediening waar ek eintlik my bronne gee om bediening te laat gebeur. En al vier hierdie forme van bediening, individueel, netwerk,
groep, bemagtiging is wettige en egte forme van bediening, wat eweveel werd is. En ek wil hê julle moet dit hoor, want ons dink baie keer die een is meer werd as die ander, en dis doodgewoon nie die waarheid nie. Wat baie keer gebeur in 'n bediening is dit, jy begin individueel, dan netwerk jy, en dan kom daai ouens bymekaar en hulle word 'n groepsbediening. En as hulle groepsbediening is nie lankie, dan begin hulle bronne initieer om die geld te kry om die bediening te doen. So hierdie 4 forme van bediening is baie keer ook die groeipad van 'n bediening wat 'n ou begin. Begin by die individu, groei na netwerk, groei na 'n groep, groei na bemagtiging op 'n breër vlak, is net hier waar ons dit doen. So dis praktiese bediening. Enige plek, in enige van daai areas waar God doelwitte het. Waar ons op enige van hierdie maniere gaan staan en sê, ek stap saam met God. En ek gaan God se doelwitte najaag op hierdie spesifieke punt waar ek met bediening besig is. En nou hoop ek dat jy verstaan, die moontlikhede vir bediening is legio. Dis nie net die 5 kommissies van die kerkie. Dis nie net die 5 groepies wat sê, ons het 'n bediening nie. Dis legio. Dis so wyd soos die wêreld daar. Vandag bel 'n dame my, wat 20 jaar gelede saam met ons, saam met my en Rihanna, 'n gesinskamp gedoen het, daar onder by die Natalse kus, om vir my te sê, haar suster woon in Peacehaven, en haar suster is eintlik verskriklik eensaam, sy het ook 'n longsiekte, en sy het nie vriendinne nie, sy raak swaarmoedig, en sy is bekommerd oor haar. Geleentheid vir bediening. Jy sit by 'n oue gesels, en hierdie ou praat oor sy verhouding met sy vrou val uit mekaar uit, geleentheid vir bediening. Gaan kyk net na die nood in die wêreld, dan sien jy hoe legio is die geleenthede vir bediening. Kom ons gaan kyk net vir 'n oomblik in die kerk, aan die opbou van die gemeente van Christus, in die sterk maak, in die uitbreiding daarvan. Daar's 'n legio moontlikhede vir bediening. En dis eintlik wat ek wil hê jy moet hoor met hierdie stukkie van die oefening. As jy langs God gaan staan, op pad na sy doelwitte, gaan jy ontdek, daar's 'n legio plekke, waar jy kan, saam met God, 'n verskil gaan maak in die praktyk. Dis 'n wye veld wat oop lê. Die vraag is eintlik meer kere dit, waar begin ek? Waar pas ek in God se plan? En in die volgende stuk wat ons doen, gaan ek probeer om julle net te leer om op 'n sekere manier te dink, sodat jy duideliker sal kan sien waar jy inpas in God se plan in hierdie wêreld. Wel, eintlik moet ek sê, ons gaan nou in die volgende rukkie 'n bedieningseksperiment doen. Dis waarmee ons gaan besig wees. En hier hy klink so. Ons gaan in die gemeente 'n splinter nuwe bediening begin. Ons klomp wat hier is. En hierdie bediening se naam is Artex. Art vir kuns en X vir Christus. Of dan 'n bediening rondom hoe ons die kunste kan gebruik in diens van Christus. Aan die een kant om die gemeente mee op te bou, en aan die ander kant om uit te reik na die wêreld. Dis die bediening wat ons gaan begin. En nou wil ek hê, julle moet vir my 'n volledige inventaris opstel van alles wat hierdie gemeente wat hierdie bediening gaan doen. Ek wil hê julle moet vir my 'n lys maak van die take, van die jobs, van alles wat Artex gaan doen. Julle gaan nou letterlik Artex beplan vir alles wat hulle gaan doen. En ek gaan die bord gebruik net om my kop by mekaar te hou, dat ons goed kan by mekaar gooi. Wie wil begin? Wat sê julle? Wat gaan Artex alles doen? Wat is al die take wat hulle gaan moet doen, hierdie bediening? Ok, hulle sê die eerste ding is, ons moet organiseer. Noem gou vir my 'n paar goed wat onder organiseer gaan val.
bestuurspan of 'n leierskapspan? Jep, wat nog? Organiseer beteken seker vergaderings hou, is dit nie? So hulle gaan vergaderings hou. Right. Hoe gaan hulle weet wie wanneer almal moet waar wees? Hulle gaan 'n kommunikasie moet doen met mekaar, is dit nie? So hulle gaan moet wel 'n kontakstelsel hê wat hulle mekaar kan kontak. Wat gaan hulle nog doen met hierdie organiseer? Dis die organiseer van die bediening self wat ons nou van praat. Wel, iemand gaan hom seker moet reël vir koffie en jamtertjies. Is dit nie? Dis die organiseer van hierdie span ouens, is dit nie? Soos, miskien moet ons daarom seker hier by hulle 'n bietjie spanbou ook doen. Is dit nie? Die span te bou? Ons gaan definitief ouens hê wat die skryfwerk moet doen, want daar gaan briewe moet uitgaan. Soos 'n sekretaresse, ja. Alright, dis die organiseerwerk. Kom ons kyk na 'n volgende area. Wat se werk moet hulle nog doen? Finansies. Die een is die inkomste en die ander kant is die uitgawes. So, hulle gaan 'n plan moet hê om die inkomste te genereer en ons moet toesig hou oor die uitgawes. So, ja, hier gaan nou fondsinsamelingsprojekte kom om geld bymekaar te maak. Reg? Okay, so dis finansies. Volgende area, wat sê jy, Sonja? Bemarking. So watter bemarking praat jy nou van? Die bemarking van die goed wat hulle gaan doen? Of net van daai? Van alles? Bemarking. Okay, wat val alles onder bemarking? Elsabie sal onmiddellik vir my sê, hulle moet 'n logo hê. Right, sy het hom al geteken, ek het gesien. Hulle moet 'n logo hê. Wat val nog onder bemarking? Advertensies. Okay, kom ons sê reklame. So daar gaan iemand moet wees wat die reklame opstel en daar gaan iemand moet wees met 'n kontak by die koerant om die goed deur te voer soontoe. Reg, wat is nog onder reklame? Alright. Wat gaan hierdie bediening nog doen? Hulle het 'n tegniese ouens nodig, tegniese span. En dis die ouens vir die lig, en daar's ouens vir die klank, en daar's ouens vir make-up. Wat is nog onder tegniese span? Kostuums, ja, verseker. Die ontwerp en die maak van kostuums. Artex is besig om mooi vorm aan te neem. Wat maak? Okay, die dance moves, is dit opleiding wat julle van praat? Alright, so hulle sê, ja, tegnies is natuurlik nog die choreografie nie, wat noem jy daai goed? Die dekor. Ja, die dekor. Okay. Right, en julle het nou gesê opleiding. Hulle gaan opleiding doen. En vir opleiding moet jy natuurlik al die reëlings hê. En jy het weer reklame nodig. Wat sal nog, o ja, ons moet ouens kry, nê? Die opleiers reël. 5, okay. 6, Ina sê, luister hier, ons moet ook nuwe lede
werf. OK? Wat kom nog onder nuwe lede werf? Ons moet hulle nie net werf nie, ons moet hulle tuis maak. Ja, en ons moet hulle oplei, maar jy sien, hier is nou al klare probleempie, want ons het die ander ouens klaar opgelei, so hierdie ouens moet nou op 'n nuwe manier opgelei word. Hoe gaan ons dit regkry? Wel, is maklik, ons maak video's, plus handleidings, sodat hulle een opgelei kan word. Maar terwyl ons nou daarby is, kom ons gaan terug na opleiding toe. Hoekom kan ons nie hier by opleiding ander, kom ons sê nou maar bronne? Ons kry van oorsee af die beste video's vir opleiding vir hierdie bediening. Vir elke spesifieke area, vir hoe om mimiek te doen, vir hoe om drama te doen, vir hoe om musiek te maak. So ons hoef nie net hierdie ouens plaaslik te kry nie, ons kan ons bronne ook gebruik. So iemand moet die bronne opspoor, sodat ons dit kan aankoop. Daarvoor het ons weer finansies nodig. Reg, wat gaan ons nog hierdie bediening doen? Kyk, ons moet daarom seker shows doen, is dit nie? En ons gaan dit binne die gemeente doen en in die baanjaard. Alright? Hoekom lag julle? Dink julle hierdie ouens kan dit nie doen nie? Hierdie Artex is hulle gaan uitstekende bediening wees. Wat is te klein? Die baanjaard is te klein. OK. Stadsteater, amper sê ek Stadsteater. En saam met die shows gaan weer 'n klomp goed soos advertensie, soos reëlings, soos projekbestuur. Wat sê ding? OK, ja, sien, hulle sê nog, maar luister jy, ons moet nou netwerk met die evangeliste, plus met die gebedsspan, plus met die ouens wat lering doen, sodat ons kan opvolgwerk doen. Reg. Wat gaan hulle nog doen? Wel, daar gaan met oefeninge wees, is dit nie? Ja, dis by die organiseer. OK, maar julle kry die idee. Kan julle iets sien van ons bediening? Wat ons gaan maak? Kom ek vertel vir julle 'n storie van 'n vriend van my, wat ek jare gelede ontmoet het, net nadat ek en Rihanna uit die bediening uit is, Pretoria toe, ons was daar so vir 6 jaar. En ek het in daai stadium so 'n paar Bybelstudies geskryf, en ek soek ouens om dit uit te gee, maar die ouens sê vir my, jou Bybelstudies is te moeilik, is te intensief, mense soek net ligte Bybelstudietjies, en so het ek nou gesoek, en ek kry niemand een. Iemand sê op 'n dag vir my, man, luister hier, gaan kuier vir Raymond Grinling. Ek sê, OK, wie's dit? Nee, hy is daar by die Bokeng, gaan kuier vir hom. En ek is toe uiteindelik daar in die middestad van Pretoria in, en daar by die stasie, in so 'n vuil steegie, is daar so 'n boekwinkeltjie. Maar toe ek instap, toe is dit sommer so donker. Die boekrakke staan te mekaar. Ek met my groot lyf kon ek nie lekker deurkom altyd nie. Jy moet so deurskuur, maar is van bo tot onder vol boeke. En oral staan bokse, en ek onthou baie goed, ek het gedink, hoe kan 'n mens in so 'n plek werk? Dis mos nie moontlik nie. En ek het sommer onmiddellik alles wat die ouens my gesê het, van gesien vir Raymond bevraagteken. En toe ontmoet ek vir Raymond. En dit was een van die mees amazing ervarings van my lewe. Want hier is hierdie ou in 'n goeie plek, en hierdie ou het 'n hart vir boeke.
En hierdie ou het 'n liefde, en hierdie ou krap in boeke rond, en hy soek nog boeke, en hy kan enige boek vir jou kry. En as hierdie ou praat, dan sien jy sy oë vonkel, en ek bedoel, dis asof hy so 'n vibrasie optel. En nie net my nie, met al die ouens wat daar inkom. En hy hou ekstra uitstallings, en hy's elke naweek op plek, en hy's elke sondagoggend by 'n plek, elke sondag aand by 'n plek. Hy hoef dit nie te doen nie. Maar hierdie ou is net dood eenvoudig oral besig met hierdie uitstallings, en hy geniet dit. En as hy praat, dit was letterlik vir my later so, as ek af is, dan gaan kuier ek vir Raymond. Want as ek klaar by hom gekuier het, dan stap ek uit, en ek is lus vir die lewe, en ek is uitgedaag, en ek wil 'n verskil gaan maak. Want Raymond was 'n ou wat in die nis was, waar hy moes wees. Hy was op die regte plek in God se plan. Hy was op 'n plek waar hy met alles wat binne in hom is, kon betrokke wees by sy bediening. Hy was op 'n plek waar hy die beste verskil gemaak het. Ek kan nie vir julle sê nie, ek het hoeveel keer daar vir hom geluister. Dan kom al mense en dan begin hy werk met hulle. En as dit nie lank nie, dan is daar 'n hele stapel boeke rondom hulle behoeftes. Hy kon luister, hy kon hoor, en hy ken al die boeke. En dan haal hy dit uit en hy wys vir hulle wat is die voordele van elkeen, en op die ouene koop hy ouens met 3, 4, 5 boeke. Nie vir die baie verkoop nie, want Raymond was nooit ingestel op geld nie. Sy hartklop was, ek kan vir jou iets gee, wat jou opbou en jou help. Hy was in bediening. En daarom was dit vir hom, jy kon die vreugde uit hom sien straal, jy kon die vervulling sien wat hy beleef. Want hy was in God se plek, wat God vir hom bedoel het, om te wees in sy plan. En ek wil maar net sê, ek dink dis God se droom, vir elkeen van ons. Om op so 'n plek te wees, waar ek in bediening is, wat eie is aan my, en wat ek met my hele hart met lekker kry kan doen. So 'n hele ruk gelede gesels ek en Rihanna oor ek versus haar in bediening. Nou obviously is ek 'n baie groter ou in bediening, en sy is 'n baie kleiner een, fisies, maar in haar gedagtes was dit ook die probleem in ons bediening, want my bediening is, die gemaklike deel van my bediening, is dat ek voor groepe kan staan, lering kan doen, en my kan geniet as ek dit doen. As sy voor hierdie groep staan, dan slaan sy stresvlakke wie jy nie kan glo nie. Dan sweet sy nie omdat hierdie ligte so helder is nie, sy sweet van stres. En nou voel sy toe ons die gesprek het, maar sy is nou nie so goed. En eintlik is ek nou beter in bediening so. En op die ou ende kon ek vir haar wys, en deur 'n paar gesprekke kon sy begin sien, is glad nie die waarheid nie. Want baie keer as ek goed aanbied, is ouens nie oop vir wat ek aanbied nie. Vir hoe ek dit aanbied nie. Ek is te vinnig, ek doen te veel stof, ek hardloop te veel, ek sê die goed op te veel verskillende maniere, en ouens sluit toe, toe is hulle. En dan as hulle by tee staan, gesels Rihanna met hulle op 'n 1-tot-1 vlak. En die oomblik wat sy met hulle gesels, skielik gaan hulle oop vir dit, hoe sy dit vir hulle verduidelik. En wat ek daarmee wil sê is, elkeen van ons het 'n eie plek. En mense daar buite is so verskillend, en hulle het soveel verskillende behoeftes. Dis wanneer ek en jy met ons eie uniekheid, ons unieke plek vind, dat ons meer ouens kan bereik, meer verskil kan maak, meer by ouens. Die wat ek hierby kan uitkom met my groot mondie, kom Rihanna uit met haar sagte manier, en haar kyk en naby mense wees, en hoor wat gaan in land. Elkeen van ons kan in so 'n plek wees, waar as ons Raymond met passie kan bediening doen. En nou gaan ek net vir jou sê, wat dink ek, wat moet jy leer doen, as jy in so 'n plek wil kom? Eerste ding is, jy gaan moet begin dink oor, waar pas jy in enige bediening, enige georganiseerde bediening, in watter rol sal jy in enige bediening kan pas? Tweede ene, watter bediening sou die ideaalste wees, waar jy alles doen wat jy wil en kan doen, wat net vir jou gebou is? Right? En die derde ding waaroor jy moet dink is, watter tweede of sekondêre bediening kan ek hê? Waar dis nie my heel beste plekkie, maar sal nog vir my right wees. So jy moet dink oor jou heel beste plek, jy moet dink oor die tweede beste plek, en jy moet dink
oor waar jy in enige bediening sal kan pas. Om met hierdie goed na die praktyk toe te gaan, gaan ek vir jou leer om net 4 goed te doen. Jy gaan leer om ja te sê, jy gaan leer om, wel kom ons sê, 'n besliste ja te sê. Definitiewe ja, definitiewe ja. Jy gaan leer om te sê, miskien ja. Jy gaan leer om te sê, nee. En jy gaan leer om te sê, kom ek kry iemand anders, kom ek netwerk. Net 4 goed wat jy moet leer doen as jy dink oor praktiese bediening. Leer uitsorteer, waar kan ek sê, hierdie pas by my, beslis ja. Hierdie sal ook goed pas, maar nie heeltemal so goed nie, maar ek kan moontlik ja sê vir hierdie. Hierdie moet ek nee voor sê. Pas nie by my nie, dis nie ekkie, dis net stres. En hier moet ek sê, wow, waar is daar iemand wat kan hierdie pos vul? Want ons het die iemand nodig. 4 goed wat jy moet leer doen as jy wil saam met ander ouens in 'n georganiseerde bediening staan. Ons het net nou gesels oor 'n bediening wat ons gaan begin, Artex. En ons het besluit, ons gaan almal deel wees van Artex wat hier is. En nou moet ons besluit, wie gaan wat doen in al die take wat Artex gaan doen. So ek wil hê jy moet deur die take gaan, en dan moet jy neerskryf by elkeen, hierdie een is vir my 'n besliste ja, BJ. Hierdie een is 'n besliste nee, BN. Hierdie is 'n moontlike ja, MJ. En hierdie een moet ons iemand anders voorkry. Moet ons netwerk met ander ouens om te kyk of ons hulle kan kry. So jy gaan lekker rustig deur die take sit en werk op jou eie, en jy gaan vir jouself uitsorteer, waar sal jy pas in hierdie georganiseerde bediening wat ons Artex noem? Waarvoor sal jy jou aanbied as ek sou vra, wat sal jy graag wil doen in Artex? Alright, hier is die tweede deel van die opdrag. Ek wil hê julle moet in die groepe met mekaar gesels. Nou maak ons net julle groep om die tafel is Artex. Alright? Soos julle net 2 is, gaan julle baie jobs hê. Nou moet julle vir mekaar sê, wat gaan ons in hierdie groep doen in Artex? Dis die eerste deel. Jy sê vir die groep, hierdie is vir my besliste ja's. Hier sal ek myself wees, hier sal ek dit geniet, hierdie goed sal vir my great wees, as ek dit kan doen. En hierdie goed sê ek beslis nee voor. En as julle nou klaar besluit het wie doen wat, moet julle besluit, watter jobs is uitstaande, watter take is nog nie gedek nie. En dan moet julle gou by die ander tafels netwerk, om iemand kry, wat daai werk kan doen by die ander tafels. So het julle dit, elke tafel is nou die bediening op sy eie. Wie gaan wat doen? Netwerk met die ander ouens en kry ouens om julle te help. Ek het hier vir ons so 'n bietjie van 'n opsomming gegee van al die goed wat Floris Nouts gesê het in die vorige video, net sodat 'n mens so 'n bietjie kan onthou en jou eie kop agter mekaar kan kry. Die eerste is eintlik 'n wye opsomming van presies waaroor hierdie kursus gaan. En dan die volgende skyfie gaan dan oor presies wat hy nou vandag gesê het, oor God se strategie en dan die forme van bediening wat daarmee saamgaan. En dan uiteindelik, waar pas ek in, dat wat die beste bediening is vir my, wat is die tweede bediening, dat ek 'n plek kan kry in enige bediening, en uiteindelik dan die goed wat 'n mens met netwerk. Goed, nou is daar nog 'n video vir die volgende enkel bladsy wat gaan oor jou persoonlike sleutel. Kom ons kyk daarna, en dan gaan ons daarvandaan maak ons klaar.
Jy moes geleer het om beslis ja te sê, of beslis nee, of moontlik ja, of kom ons soek iemand. Want dis die 4 goed wat jy moet leer doen as jy wil deel wees van 'n bediening, 'n groepsbediening ontwikkel, soos wat ek vir jou gesê het. Nou die oomblik wie jy vir ouens vra, luister hier, sal jy my help hiermee? Dan sê ouens vir jou, ja. Hulle hele lyf sê nee en hulle woorde sê ja, omdat hulle nie seker is nie. Omdat hulle nie met innerlike sekerheid kan sê, dis waar ek in bediening kan en wil staan nie. Moontlik, dalk moet ons probeer, kom ons kyk maar of dit werk. En daarom is dit net belangrik dat ons iewerster moet 'n groter sekerheid in ons binneste kry, wanneer ek sê, beslis ja, moontlik ja of nee. En die volgende rukkie wil ek graag met julle werk oor, hoe kom ek by daai sekerheid uit? Wat is die sleutel of die geheim wat my help om met sekerheid te kan sê, beslis ja, beslis nee, moontlik ja. En ek gaan vir julle 'n storie vertel van 'n jong man wat by my kom sit het. Jong man wat in die bediening staan, so 2-3 jaar, ek bedoel nie voltydse bediening, soos in 'n predikant wees. Hy kom sit by my en hy sê vir my, sy kop is heeltemal de mekaar. Dit wat hy geleer het, en dit wat hy in die praktyk beleef, kom hy by mekaar uit. Dit wat hy is en dit wat hy moet doen, kom hy so deur mekaar. En hy sê vir my, watter boeke kan ek lees om my te help? En ek sê vir hom, jy soek die antwoord op 'n verkeerde plek. Hy sê vir my, wat bedoel jy? Ek sê vir hom, die antwoord lê nie in boeke nie. En hy vra vir my nou maar, waar lê die antwoord dan? Hy moes ontdek dat die antwoord vir hierdie vraag van wat ek moet doen en hoe ek moet doen, lê op 'n ander plek as in eksterne bronne. En ek wil vir julle so ietsie gee, sodat julle kan ontdek wat hy daai dag moes ontdek. En ek gaan sommer lekker terug in die Ou Testament ingaan, maar voor ek daarby kom wil ek net sê, as ons dink oor God se wil, dis mos terme wat ons graag gebruik, dan is God se wil baie keer vir ons, die vraag wat ek die meeste hoor is, hoe kan ek God se wil ontdek? Asof God se wil iewerster weggeraak het. En ek het moet soek. En nou gaan ouens en hulle klim op die vliegtuig en hulle gaan na hierdie groot konferensies in Amerika toe om te gaan uitvind, wat is God se wil vir hulle? Ander ouens het 'n ander plan. Hulle bid, ek wil amper sê, hulle stuur iemand met 'n boodskap hemel toe sê net vir my, laat ek al weet, wat is nou u wil vir my lewe, waar pas ek in? Asof God se wil vir ons lewe iewers weggesteek is, daar buite, en ons moet dit gaan soek. Wel, kom ons lees net 'n gedeelte in die Bybel, Deuteronomium 30. Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dis ook nie buite jou bereik nie. Dit is nie in die hemel, sodat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, sodat ons daar volgens kan lewe nie. Die Here sê, as jy nou bid, Here, wys my u wil, jy soek op die verkeerde plek. Hou op bid. Want jy soek op die verkeerde plek. Jy wil iemand opstuur hemel toe sê, gaan soontoe gehaal het vir ons en sê dit vir ons, dat ons daar volgens kan lewe. Dit is ook nie oor Kannisee nie, is nie in Amerika nie, sodat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, sodat ons daar volgens kan lewe nie. Weet jy wat is die waarheid, sê die Here? Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daaroor praat. Weet jy wat? Jy ken dit. Jy weet klaar wat dit is. En jy kan daar volgens lewe.
Dis nie 'n soektog nie. Jy weet dit. Kyk net op die regte plek. En dis wat hierdie jong vriend van my moes leer. Moenie daar buitekant kyk nie. Ek het vir hom gesê die antwoord lê nie daar nie. En toe hy vir my vra waar lê dit dan? Toe sê ek vir hom binne in jou. Die antwoord lê binne in jou, nie daar buitekant nie. En ons soek God se wil daar buitekant terwyl dit baie naby is en ons dit eintlik ken. As die Bybel nou daaroor verder praat, dan sê hy, weet jy wat, God het my en jou gebou met bepaalde geneigthede. Bedoelende, daar's 'n sekere manier wat in my ingebou is. En ons kan nou daaroor praat as ek het sekere vermoëns, of in die ou tyd het ons altyd gesê talente. Ons kan daaroor praat as 'n sekere funksioneringstyl, maar die feit is, voor jou geboorte het God sekere goed in jou ingebou. En in daai goed lê die geheim vir waar jy die verskil moet maak. Die Bybel kom sê 'n tweede ding. Hy kom sê, weet jy, in Christus het 'n klomp goed in jou verander, in jou, en het God 'n klomp goed in jou gedeponeer, byvoorbeeld sy krag, waardeur jy tot alles in staat is. Dis nie daar ver nie. Dis binne in jou. Moenie buitekant toe kyk nie, kyk binnekant toe. Hy sê, hy het sy wet op ons hart geskryf. As die Bybel praat van die nuwe tyd in Christus wat kom, dan sê hy, in die ou tyd was die wet op kliptafels, dis daar buite. Maar nou het God gekom en deur die wedergeboorte sy wet in ons hart geskryf. Kyk binnekant. Die Bybel sê 'n vierde ding. Hy het sy gees in ons binneste gegee, en die gees gee vir ons sekere gawes, waarmee ons 'n verskil kan maak. Maar dit lê binne in my. En ons maak soos al die ouens, ons gaan kyk daar buite, ons gaan soek daar iewerster. As jy wil verstaan, wat is jou plek in God se plan? Moet jy binnekant toe kyk. Jy moet kyk na, wat het God in jou ingebou, wat jy moet gebruik in bediening, sodat sy doelwitte bereik kan word. Hy het dit klaar in jou ingebou. Die geheim lê binne in jou. Keith Miller en Bruce Larson sê, ons kan alles word wat God ons bedoel het om te wees. En dan moet ons onthou dat God se droom vir elkeen van ons oneindig groter is as die grootste ideaal wat ons vir onsself het. Maar wat is God se droom vir my en jou? Ek glo dat God ons bepaalde leidrade gegee het om sy droom vir ons te ontdek. Die verlangens en die begeertes wat in ons leef, is dikwels sulke leidrade. En wanneer ons een leidraad begin opvolg, lei dit tot 'n volgende en 'n volgende en 'n volgende, totdat ons uiteindelik die skat ontdek. Want om God se wil vir ons lewe te ontdek, is in werklikheid om onsself te ontdek. En dis die ontdekking waarvoor die hele skepping in spanning wag, om te sien hoe God se kinders tot hulle volle reg kom. Rick Warren sê dit so: hoe ek gebou is, bepaal my bediening. Hoe ek gebou is, bepaal wat ek vir God gaan doen. Daarom sal ek net my skepingsdoel ontdek as ek leer om te verstaan hoe 'n soort persoon ek is. Dis die geheim om God se wil vir my lewe te ontdek. God het immers 'n plan vir ons lewe en sal altyd in ooreenstemming daarmee werk. Daarom sal hy ons nie aangebore talente, 'n sekere soort persoonlikheid en sekere geestelike gawes gee, of ons allerhande ervarings laat beleef en dit dan nie gebruik nie. Ons glo dat die unieke manier waarop God ons wil gebruik, juis ontdek word deur na hierdie aspekte van ons eie lewe te kyk en dit te bestudeer. Richard Bolle sê, God het alreeds vir ons gewys wat sy wil vir ons is en op watter sending opdrag hy vir ons gegee het. Hy het dit gedoen deur dit in te skryf in die genetiese materiaal van ons liggaam, om ons sendingopdrag te ontsyfer
moet ons daarom begin om ons eie talente en vaardighede te bestudeer. Spesifiek die wat vir ons die meeste vreugde gee. Sien, dis wat God in jou ingebou het, wat jy moet ontdek en wat jy moet gebruik om saam met God sy doelwitte op aarde te bereik. Want God het jou toegerus vir bediening. Ons het vroeër vir mekaar gesê, hy het my geroep, hy het my aangestel en het my gestuur. En nou sê ek, hy het my ook toegerus. Toegerus. Die probleem wat ons baie keer het, is ons glo dit nie regtig nie. Die probleem wat ons baie keer het, is ons het nog nooit geleer kyk en geleer sien, dat God in my ingebou het, wat hy wil gebruik vir bediening. Spesifiek, as dit kom by ons vermoëns, ons talente. Want ons het hierdie manier, ons skei die goed, ons geestelik en vleeslik. En dan sê ons die gawes van die gees is nou die geestelike goed, en dis wat jy in die kerk gebruik, en die talente of die vermoëns is die vleeslike goed, en dit gebruik jy nou in die wêreld om geld te maak. Waar in die Bybel onderskei God so? Hy doen nie. Dis ons denkpatrone wat ons so laat dink. En daarom het ek gedink, kom ons kyk net vir 'n oomblik, wat sê God regtig? Ek gaan vir julle tekste gee wat jy gou Bybelstudie oor moet doen. En die Bybelstudie gaan so werk, jy gaan deur die tekste werk, en op grond van die tekste gaan jy 'n geloofsbelijdenis opstel. Alright, julle weet hoe werk 'n geloofsbelijdenis? Ek glo in. Ek glo in. En dan is dit 'n klompie stellings oor wat ons glo. Wat ons weet met ons hele hart. So, hier is die tekste. Psalm 139 vers 13. Eksodus 31 vers 6. En Eksodus 35 vers 30 tot 36 vers 1. Psalm 139 vers 13, Eksodus 31 vers 6 en Eksodus 35 vers 30 tot 36 vers 1. Lees gou deur die tekste en besluit gou as jy gelowig wil praat, as iemand wat glo wat God sê, wat moet jy op grond van hierdie tekste sê, wat glo jy oor jouself en jou vermoëns? Alright, julle kan rustig by die huis daarmee gaan verder werk. Ek het nadat ek 'n paar keer na die goed gekyk het en baie daaroor gedink het ek besef hoe maklik dit gebeur dat ek sekere goed erken as dat dit van God gegee is vir my om ook te gebruik in sy koninkryk in die koms van sy doelwit op hierdie aarde. Ek het 'n manier om sekere goed te dink, dit kom van hom af vir hierdie doel, maar ander goed nie. En die werk met hierdie teks het my laat besef dat ek anders daaroor moet begin glo. En ek gee vir julle wat ek neergeskryf het. Ek glo dat God elke gawe, elke talent, elke vermoë, elke vaardigheid wat ek het, vir my gegee het. Ek glo dat God in die proses van my fisiese vorming, toe die selle saamgesmelt het en gegroei het, sekere skepingsgawes in my ingebou het. Ek glo dat God my met hierdie skepingsgawes wat hy in my ingebou het, al klaar toegerus het vir die doel wat hy vir my het op hierdie aarde. Vir my plek in sy plan in hierdie wêreld. Ek glo dat hierdie skepingsgawes, dat God hierdie skepingsgawes wil gebruik in die werk wat hy wil doen op hierdie aarde. Ek glo dat ek hierdie gawes moet ontdek, ontgin en erken as gawes wat vir hierdie doel vir my gegee is. En ek glo
dat ek doelbewus moet soek na maniere om hierdie skepingsgawes aan te wend om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ek wil net gou terugkom na wat ek net nou gesê het. Die oomblik wanneer ons begin dink oor my plek in God se plan met hierdie wêreld. Die oomblik wanneer ons begin dink oor wat 'n verskil moet ek vir die Here maak, dan skei ons hierdie goed. Dan soek ons geestelike gawes wat iets anders is as die vermoëns wat God vir my gegee het. En dan erken ons die geestelike gawes as iets wat hy gegee het, maar ons ontken die natuurlike skepingsgawes. Party mense ontken dit nie net, hulle sê dis vleeslik, bedoelende nie van die Here af nie. En dis nie wat die woord van God sê nie. Die woord van God sê, toe hy besig was om my so fyn aan mekaar te weef, het hy in my ingebou wat ek eendag moet gebruik om sy doelwitte op aarde na te jag. En daarom glo ek dat my skepingsgawes is deel van God se toerusting, waarmee ek 'n verskil kan en behoort te maak in hierdie wêreld. Vir hom, vir sy doelwitte, saam met hom in bediening. Ek wil amper sê, wanneer ek verstaan dat God my van daai eerste 2 selletjies se samesmelting af gebou het vir bediening, gevorm het, dan kan ek met vrymoedigheid binnekant toe kyk en sien, wat het God in my ingebou? En hoe kan ek dit wat ingebou is gebruik om die verskil te maak vir hom? Wanneer ek glo dat God my so gebou het, kan ek in my kyk en in myself God se plek vir my in sy plan ontdek. Ek wil amper sê, dis 'n kwessie van, as ons genetiese kode kan ontsyfer, sal ons presies weet, waar het God ons gebou om met vreugde en vervulling en vrug in bediening te staan. En dis wat ons gaan doen. Dis waarmee ons volgende keer gaan beginne werk, prakties beginne werk, binnekant toe kyk, sien wat het God ingebou, sodat ons dit kan gebruik in die bediening wat ons op aarde saam met hom doen op pad na sy doelwit.